Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid. En wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here uit Gesang 393, Gesang 393 vers 1 en 4, die baie bekende middelpunt van ons verlange. Geliefdes, ons lees vanoggend een enkele versie uit die Johannes Evangelie. Johannes hoofstuk 19 en ek wil net vers 30 van daardie hoofstuk lees. Dis ook die tema vir ons diens vanoggend. Wat ek wel gaan doen is ek gaan dit uit die 83 vertaling lees en dan weer uit die Bybel vir almal, sodat ons kan sien wat die betekenis inderwaarheid van hierdie versie mag wees. Voor ek lees, kom ons sit so, dan bid ons eers. Baie dankie Here dat ons vanmôre op hierdie besondere dag hier voor U mag verskyn. U is self hier deur U Heilige Gees. Dit twyfel ons glad nie. U het ons geroep. U het gevra, kom na my toe. Ek wil met julle praat. En nou is ons hier. Here, dankie dat ons deur U Gees geroep is en dankie dat ons kon antwoord. U het ons lied gehoor. Ons is dors vir U woord. Die helder water
wat rigting in ons lewe bring. En daarom vra ons nou, maak ons harte stil, sodat dit wat tussen ons en U staan, Here, dat dit sal wegwees, dat ons U woord sal hoor, duidelik, onbeskaamd. Raak ons aan vandag. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 19 vers 30. Ek gaan eers die ouer vertaling lees. Dis die een wat ons die beste ken, dis ook die een wat ek gebruik het in my teks. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees oorgegee. Hy het gesê, dit is volbring. Dan het die Bybel vir almal Jesus het die wyn gedrink en hy het gesê, nou het ek my werk klaar gedoen. En hy het sy kop vorentoe gebuig en hy het gesterf. So waar ons gewoond is aan die ouer woorde, dit is volbring in die Bybel vir almal. U weet, die Bybel vir almal is geskryf vir gehoorgestremde mense met beperkte woordeskat. Nou het ek my werk klaar gedoen. Ek lees tot hier, geliefdes, salig is julle vanmôre as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo en as julle ook so gaan lewe. Dis 'n voorreg, my broers en susters, om vanoggend saam met julle hier te wees. Ek is regtig dankbaar dat ons beleef hoe Goeie Vrydag 'n bietjie meer belangrik geword het as in die laaste dekade of wat. Dit het amper gevoel asof die wêreld beslis, maar selfs gelowiges baie onverskillig was wanneer dit kom by Goeie Vrydag, Paasnaweek. Ons het daaroor gepraat, die woorde het uit ons mond gekom, maar dit het gevoel asof ons nie erns maak met die onderhoud, met die nadenke daaroor of daarvan nie. Ek verstaan dus dinge wat julle al baie gehoor het. Wanneer ons oor die kruisgebeure praat, oor Goeie Vrydag, die dag wat Jesus Christus gesterf het, dis 'n ding wat ons ken. Dis nie vreemd nie. Aan die hart van die geloof lê die kruis op Golgotha. Die vraag is, verstaan ons in die dag wat ons leef, wat dit beteken het, wanneer Jesus sê, ek het my werk klaar gedoen. Dis volbring, dis voltooi. Dis klaar. Wat beteken dit? Ek gaan nie vandag vir julle probeer om iets te vertel wat julle reeds weet nie. Ek dink dit het tyd geword in die wêreld waarin ons leef en met alles wat op ons neerkom as gelowiges, al die beproewinge en uitdagings wat ons beleef, dat ons mooi verstaan wat die Here vir ons sê, as hy sê,
dis volbring. Ek wil in die Ou Testament begin dink hieroor. Ek wil hê julle moet saam met my terugdink aan die Ou Testament en hoe God die pad stap met die mens oor 'n klomp jare heen. Die eerste keer wat ons praat oor voltooi, klaar, volbring, is wanneer ons hoor dat die Here die skepping gemaak het. En dat daar 'n punt was wat hy gedink het, dinge is reg en gesien het, dis nie reg nie, dat hy dit 100% reg gemaak het. En toe sê God, ek's nou klaar. Dis voltooi. Ek kan nou rus. Dit was op 'n perfekte plek. Die skepping is volbring. Ons almal weet wat toe gebeur het. Nadat die skepping perfek was, vind die sondeval plaas en daarna is daar 'n reeks gebeure wat alles afdraande is. En naderhand bevind God se volk hulle as slawe in Egipte. En die Here hoor sy volk se ellende. En hy red hulle. Hy stuur 'n leier en Moses lei hulle en hierdie volk kom uit die slawerny bevry. Natuurlik maak hulle droog op die pad wat hulle moet stap, dit weet ons ook. Maar so by so kom dit op 'n plek waar Moses uiteindelik kan sê, nou is ons uit. En hulle bou 'n tent van ontmoeting, 'n tabernakel. 'n Moeilike werk, onder baie moeilike omstandighede bou hulle hierdie tabernakel, Eksodus, dink ek is daar in Eksodus 40 rond. En ons lees dat die volk bly was. Want vir die eerste keer kon die Here hulle hier kom ontmoet. Dit was voltooi die plek van ontmoeting. Dis 'n belangrike ding vir die volk, 'n belangrike ding in die geskiedenis van die volk, want hulle het die tent van ontmoeting, die tabernakel geassosieer met God in hulle lewens. So na al die gemors in Egipte, na al die stryd, al die moeilikheid, kom hulle uiteindelik op 'n plek waar hulle sê, ons kan weer die Here ontmoet. Dis voltooi. Die tabernakel is klaar. Later hoor ons dieselfde woorde wanneer die volk ingaan in die beloofde land en ons hoor dat elke stam sy gebied kry, presies soos die Here hulle beloof het. Dit waarmee God begin het hy voltooi. Ek het nou 3 oomblikke gegryp, geliefdes, uit die geskiedenis van God met sy mense. Daar's baie ander sulke oomblikke van voltooiing, van waar God kom en hy reik uit na die mens en hy voltooi wat hy met die mens begin het. Die hartseer is dat wanneer ons Jesus vind in die Nuwe Testament, die volk weer op 'n slegte plek is. Na die ballingskap wat verstommend sleg vir die volk was, is hulle weer op 'n plek waar hulle ontredderd is. Hulle staan onder die swaard van die Romeinse keiser. Hulle identiteit is in gevaar. En hier trek God 'n streep in die sand.
tydens die Paasfees, waar die Israeliete dink aan hulle bevryding uit Egipte, waar hulle dink aan God se manier om hulle te red, tydens die Paasfeesvieringe, gryp God in op die mees radikale manier ooit. Daar is baie dinge wat deur die volk gaan. Hulle was kwaad vir die Romeinse soldate. Hulle het vryheid gesoek, ekonomies, geestelik, kultureel, hulle het alles wat in hulle is, wou nie meer wees waar hulle was nie. Hulle toestand was ellendig. Net sekere mense het dit goed gehad. En in die middel van al hierdie gemors word Jesus gekruisig. Paasfees in Jerusalem. Jesus is aan die kruis. En na uitgebreide worsteling en lyding, hoor ons uiteindelik die woorde uit sy mond. Dit is volbring. Ek het my werk gedoen. Ek is klaar. Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, broers en susters, sien ons die koninkryk van God, want ons sien liefde, ons sien genade en ons sien vergifnis. Dis hoe die koninkryk van God lyk. Maar op hierdie Vrydag gebeur iets wat die wêreld verander. Op hierdie Vrydag oorwin God die mag van die dood, van die bose. Daar's nie meer haat of dood nie. Dit is volbring. Dis klaar. Ek en jy sit vandag hier en ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Ons hoef geen vrees te hê vir die bose nie. Want dit is volbring. Die rekening is betaal ten volle. Die koninkryk van God het gekom. Wanneer die Jode Paasfees gevier het, broers en susters, het hulle teruggegryp na die opdrag wat God destyds in Egipte gegee het. Hulle het lamsvleis geëet, ongesuurde brode. En wanneer hulle dit gedoen het, het hulle vir mekaar gesê, kinders, julle moet onthou, jare terug, honderde jare terug, het God ons gered, ons volk uit Egipte. Goeie Vrydag is ons tyd om die storie te vertel. Die storie van die Pasga, die herinnering van daardie fees met sy maaltyd om mense te sê, eet en drink, onthou, dis wat gebeur het daar in Egipte. Broers en susters, Goeie Vrydag is my en jou verantwoordelikheid om hierdie storie te vertel van ons eie bevryding. Van Jesus Christus wat aan die kruis kom sterf het en eindtyd gestap het
met die opdrag wat God hom gee. Jy moet die offer behaal. Net jy kan. Van Jesus wat gesê het, dis klaar. Ek het my werk vir julle gedoen. Goeie Vrydag is die hart van ons geloofsidentiteit. Op hierdie dag moet daar vir elkeen van ons 'n stukkie lig in ons lewe wees. Want die voorhangsel het geskeur. Daar is niks tussen ons en God meer nie. Ons is volledig sy kinders. God gee vir my en jou ook 'n ete. Wanneer Jesus saam met sy disippels sit en hy die laaste keer saam met hulle eet, dan sê hy, julle moet hierdie ete onthou. Dit gaan nie net oor die kos nie, dit gaan oor die feit dat die offer vir julle behaal is. En soos Pasga die Jode se fees was, is hierdie nagmaal vandag ons fees. Wanneer ons opstaan, bely ons voor die wêreld, ek glo in die offer van Jesus Christus. Wanneer ek hier kom aansit en deelneem aan die nagmaal, dan herinner dit my, dit is volbring. Dis verby. Aan hierdie tafel, geliefdes, bely ons dit voor God en voor mekaar. Kom dan nou. Kom vandag saam met my. Kom bely dit met jou hele hart. Amen. Ek gaan nou vir ons lees uit die formulier vir die bediening van die nagmaal. My broers en susters, die Here het voor sy dood, het hy saam met sy disippels brood en wyn geneem en hy het gesê hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Presies daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente en die doel van die nagmaal is om ons in die geloof te versterk. As ons die tekens van brood en wyn ontvang, dan verseker Jesus Christus ons dat hy deur sy Gees gemeenskap met ons het en dat ons ook met mekaar in gemeenskap is. Die nagmaal wil ons verseker dat ons 100% deel het aan die offer van Jesus Christus. Meer as dit. Wanneer ons hierdie nagmaal gebruik en ons staan op en ons gaan sit weer in die bank, dan doen ons dit nie as leë mense wat maar net aan 'n ritueel deelgeneem het nie. Ons kry 'n stukkie hoop. Ons kry 'n stukkie hoop dat dit wat ons met God het, dit wat God met ons het, daardie verhouding bitter belangrik en sterk is. Dat God nie maar net ons los om op ons eie te leef nie. Dat ons elkeen voor hom leef, saam met hom leef. Met ander woorde, om aan die nagmaal deel te hê is 'n stukkie geloofsbelydenis vir elkeen van ons. Rondom hierdie tafel wys ons ook vir die wêreld dat ons saam is. Ten spyte daarvan dat ons in lewe en in voorkeure en al die soort dinge persoonlikheid van mekaar verskil. Wanneer ons in die geloof saam is, is ons een. Want die eenheid hang nie van my en jou af nie. Die eenheid kom in Jesus Christus ons Here, wat aan die kruis sterf. Dis 'n verantwoordelikheid om jou geloof te bely en daarom moet ons as gelowiges ook mooi dink wat ons doen, wanneer ons dit doen.
dis nie iets om sommer maar net te doen nie. Ons moet onsself voorberei en weet waarvoor ons inlaat. Natuurlik, broers en susters, het ons sonde. Natuurlik is ons as mense op geen manier bevoeg om enig van hierdie goed uit onsself te doen of te bereik nie. Wat ons wel moet hê is berou oor ons sonde. Die nagmaal is nie vir mense wat nie sonde het nie. Die nagmaal is vir mense wat berou het oor hulle sonde, wat hulle lewe volledig oorgee aan Jesus Christus. Dis 'n stukkie genade vir elkeen van ons. Daarom is dit belangrik, as ons vandag hierdie voorreg gebruik het, dat wanneer ons huis toe gaan, ons as getuies in die wêreld sal optree, dat ons moeite sal doen om vir die wêreld te wys wie Jesus Christus werklik is. Ons moet net soos hy ons hier versorg in die hart, in die gees, moet ons mekaar versorg. Dis 'n groot voorreg. Daarom voordat ons nou aan die tafel kom sit, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid eers saam. Baie dankie Vader vir hierdie tafel. 'n Tafel wat vir ons leer. Dit is volbring. Die werk is gedoen. Perfek. As gebroke, sondige mense, kom ons vandag aan hierdie tafel en ons besef, ons bring niks nie, ons het niks om te gee nie, niks wat ons doen, niks wat ons het, is goed genoeg om te betaal nie. Ons hoef nie te betaal nie. Ons bely. Op Golgotha het die Seun Jesus Christus alles betaal. En daarom kom sit ons aan in dankbaarheid. En ons gryp hierdie stukkie genade aan, Here, met al twee ons hande. Help ons dat ons so kan lewe, dat die genade in die wêreld gesien kan word. Seën ons nou as ons aan die tafel kom sit. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, terwyl ons die tafel gaan regmaak, wil ek vra dat ons sal sing. Julle kan net so bly sit sommer. Ons gaan uit Gesang 510 sing, Gesang 510 vers 1, 3 en 4, terwyl ons die tafels voorberei.
Broers en susters, die kerkraad nooi elkeen vriendelik uit om saam met ons vandag aan die tafel van die Here te sit. Al ons besoekers vanmôre, julle is regtig welkom om saam met ons aan die tafel van die Here te sit. As jy in jou eie gemeente vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik, dan is jy baie welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ons gaan by die tweede tafel, gaan ons ook in die banke bedien vir die mense wat nou nie kan aansit aan die tafel nie. Daar is mense wat nie kan nie, ons sal net vra dat julle sal wys as ons tyd het, as dit by die tweede tafel kom. Ons bedien julle met liefde en graagte in die bank. Om dan nou met die ware hemelse brood Jesus Christus gevoed te word, moet ons nie twyfel nie, broers en susters. Ons moet nie enige verwagting koester van die brood en die wyn as sodanig nie, maar ons moet onsself volledig in die geloof rig op Jesus Christus ons Here. En ons moet nie twyfel nie, so seker as wat ons hierdie stukkie brood eet en hierdie slukkie wyn neem, net so seker ontvang ons deur die werk van die Heilige Gees die ware bloed en liggaam van ons Here Jesus Christus. Ons gebruik is soos gewoonlik om van die kant af te begin. Geliefdes, kom sit dan aan, kom sien en smaak dat die Here goed is. Geliefdes, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet daarvan tot sy gedagtenis. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem en drink daarvan tot sy gedagtenis. 5 dae tevore op die Sondag het hy triomfantelik die stad ingery op 'n donkie se rug. 'n Groot skare het hom verwelkom, met palmblare sy pad uitgelê en geroep: "Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys die seun van Dawid." Met 'n dors na 'n nuwe ryk en 'n nuwe vors. Maar Jesus, wat weet wat in elke hart skuil, het niks gesê nie. Net saggies gehuil. Die donderdag aand, na hulle laaste ete, is hy na die tuin toe. Met die wete wat wag. En die seun van God was bang, want hy was ook mens. Daarom het hy verlang dat Petrus en nog 2 by hom moes bly terwyl hy bid. Maar uiteindelik sou hy alleen moes ly. Dankie, Martha. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin, in 'n nuwe graf, wat nog nooit iemand in neergelê was nie, daar het hulle Jesus neergelê, weens die voorbereiding van die Jode,
omdat die graf naby was. My geliefde broers en susters, saam met die getuienis was van die gebeure van die eerste Goeie Vrydag, bly ons in die geloof vanoggend. Saam met Judas Iskariot, dat ons ook soms 'n onskuldige man verraai. Saam met Simon van Sirene, bely ons dat wanneer jy Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word. Ons bly saam met die Russiese soldaat dan ons ook die afgestomp raak en verander se nood. Ons bly ook dat saam met Maria dat ons mekaar nodig het om Jesus eindtyd te volg. Ja, en saam met die sterwende misdadiger bely ons dat 'n regverdige man gesterf het. Ons staan op en bely saam met die Romeinse offisier dat hierdie man aan die kruis werklik die seun van God is. Hierdie dinge bely ons vanmôre saam met die duisende geloofsgetuienis deur die eeue voor ons. Amen. Kom ons sluit nou ons erediens af met die sing van Volkslied 277, vers 1, 2 en 3. Daarna bly staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons ook die amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees.